Liewe kinders van die Here, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste een wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die heersers van die aarde. Liewe maatjies, ek gaan nou vanmôre sommer hier bo staan, want ek moet nou so naby hierdie bord sien. As ek daar staan, moet ek omkyk. Nou kan ek net so kyk en dan kan ek julle met die een oog daardie kant kyk en met die ander oog vir julle sien. Ons gaan vanmôre baie kort gesels oor wat 'n gemeente is. Hoe lyk 'n gemeente? En nou kan julle sê, maar die gemeente lyk soos wat ons lyk Sondag om 9:30 tot 10:30. So lyk 'n gemeente. Nee, hierdie is net 'n uur lank van die gemeente se lewe. Kom ons begin net, wat ons agter ons sien. Sien julle die kruis het vanmôre, watter kleur? Watter kleur is hierdie? Pers, hulle sê dit vir purper ook. Nou die pers, maar julle is nog te klein om die volgende vraag te antwoord. Ek weet julle sal nie so ver kan kom nie. Want die pers aan die kruis laat ons dink aan iets wat Jesus gedoen het op aarde. Daar's 'n hand. Ja, die wyn gemaak wat in die nagmaal is, en die wyn laat ons waaraan dink? Die wyn wat daarin is, laat ons dink aan Jesus se sterwe. Daar's hy, pragtig, daar kombineer hulle nou die nagmaal aan dit wat Jesus gedoen het. Dit is nou lydenstyd. Die 3de week in lydenstyd. Lydenstyd is die 7 weke voor Goeie Vrydag, wanneer Jesus gekruisig is. Nou die pers is nie die kleure wat Jesus aangetree het nie. Die pers is 'n kleur in die Bybel wat vir ons laat dink aan Jesus se lyding. Toe Jesus het in elk geval nie Amstrag gehad nie, maar toe Jesus sy grootste werk moet doen as verlosser, toe was Jesus nakend, sonder klere aan die kruis. Maar die pers laat vir ons dink aan wat Jesus gedoen het. Nou van klere gepraat. Nou gaan ons kyk, hoe lyk 'n gemeente? Kom ons gaan gou deur. Terwyl nou gaan julle moet nou almal maar kyk. Hier, hy gaan nou outomaties loop. Dis gister se dankfees. Hier is hierdie pretstap. Hier is 'n gemeente. Dit is nou die gemeente buitekant. Kyk julle, maar die res kan nou luister terwyl ek praat terwyl van die tyd. Wat sien julle hier? Wat doen 'n gemeente? Waar is die gemeente? Kyk daar. Kyk hoe lekker. Daar, die deelnemer geniet dit. Daar enetjie nog meer. Daar's hy. Wat doen 'n gemeente? 'n gemeente leef. 'n gemeente leef in sportklere. Hoor nou, kan julle, ek weet, hulle wag om hulle self nou te sien. Kyk net daar. Kyk net daar. Moenie vir my oom kyk nie. 'n gemeente leef waar? In 'n rolstoel? In sportklere? Want wanneer moet ons kinders van die Here Jesus wees? Met ons sportklere aan? Met ons werksklere aan? Dit help nie ek sê, ek het 'n uur lank kerksklere aan nie. Wat help dit? My toets kom nie as ek Amstrag aan het nie, my toets kom as ek werkstrag aan het. En die grootste toets vir die lewe kom in elk geval wanneer ek nie klere aan het nie. Dit is waar ons die Here moet doen. Dankie, terwyl ons nou kyk na hierdie foto's van gister. Baie dankie vir elkeen wat so, nie net hard nie, dit was 'n heerlike byeenkoms en almal het dit so geniet, oud en jong. En hoekom ons dit vanmôre wys, dat ons vir ons kindertjies net 'n beeld wil gee van kerk, is om vir die Here Jesus oral, nie net binne in die gebou nie, maar daar buite en op straat en waar ons werk en oral moet ons kinders van die Here wees. 'n Ander ding wat ek net ook wil hoe dien ons die Here? Ons dien die Here met blydskap. Blydskap. In Romeine 13 sê Paulus,
Wat help dit dat ons kerk goed doen, as ons nie met liefde doen nie? Nou weet julle, met al hierdie prentjies sien ons, dat daar blydskap is, dit word met liefde gedoen, en so wil die Here hê dat ons in hierdie wêreld vir hom dan moet lewe. Liewe broers en susters, kom ons maak vanmôre die Bybels oop by 2 Kronieke 20. Ons het gedurende die afgelope tyd per geleentheid stilgestaan in die gemeente by 2 Kronieke 20. Ons het dit gedoen by die kerkraadsvergadering, vorige kerkraadsvergadering, en ons het dit gedoen die 4de Maart by Louterwater, toe ons stil geword het die oggend daar, en vanmôre wil ons as gemeente nou gaan luister na hierdie verhaal van Josafat. So gesien het dat die tema op die afkondigingsblaadjie van vandag is, die dag toe Josafat, Jesus en ek bang geword het. Toe Josafat, Jesus en ek bang geword het. So, vanmôre gaan dit oor bang wees. Miskien hoor ons vanmôre 'n vreemde klank oor bang wees. Want daar staan 365 keer in die Bybel, moenie bang wees nie. En dan dink ons mos, dat Jesus bedoel, ek mag nie bang wees nie. Ja, hy sê nêrens jy mag nie bang wees nie. Hy troos ons. Dis 'n trooswoord daardie. Ons is bang. En as hier nie iemand is in hierdie gebou, of as hier iemand in hierdie gebou is wat in sy of haar lewe nog nooit geskrik het nie, en nog nooit bang geword het nie, dan sou ek nou vanmôre eintlik wou gevra het, ag broer en suster, ek wil jou so graag ontmoet, wil jy nie vorentoe kom? Want ons almal word bang. Kom ons lees vanmôre. Ek wil nou genoeg tyd gee dat ons hierdie hele verhaal kan lees. Ek wil dit nie net vertel nie, want daar is Bybelgedeeltes tussenin wat ons moet hoor, en daarom wil ek die hele gedeelte lees. 2 Kronieke 20 vanaf vers 1. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die dooie see van Edom af het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaseson, Tamar. Dit is En-Gedi. Josafat was bang. En daar is die teks. Josafat was bang. En hy het by die Here hulp gesoek. Hy het in vasdag in die hele Juda uitgeroep, en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem, in die tempel reg voor die nuwe voorhof en gebid. Here, God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel uit verdryf het, en die land aan die nageslag van U vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir U naam 'n heiligdom gebou en gesê: As U 'n ramp oor ons bring,
of u oorlog, 'n oorlog, om ons te straf, of pes, voor u, want u naam is in hierdie tempel. En ons sal u om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seirberge gekom. U het Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om in hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het daardie mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur te kom en ons uit u besitting te wil verdryf, wat u aan ons gegee het. Ons God, sal u hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op u gerig. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet Jagasiel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Heel, seun van Betanja, uit die nageslag van Asaf, en sê: luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet, wanneer hulle in die Bloeselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei, wat in die Jeruel-woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem. Moenie bang wees nie, trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Toe kniel Josafat en al die mense van Juda en Jerusalem voor die Here, gebuig en hom eer betoon. Daarna die Leviete van die Kehat en Korag groepe opgestaan en die Here, die God van Israel, uit volle bors geprys. Josafat hulle is die volgende môre vroeg uit na die Tekoa-woestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek: luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Stel julle vertroue in die Here, julle God, en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in die profete, en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg, en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde: loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Juist toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete en die mense van die Seirberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gelei.
toe val die Ammoniete, die Moabiete, die inwoners van Seerberge aan en spaar niemand nie. En roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar uitdraag. Absolute pandemonium wat die Here gestig het. Hoeveel keer bereik God sy doel deur pandemonium? Absolute verwarring. Vers 27, al die manne van Juda en Jerusalem, met Josafat aan die hoof, is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem, na die huis van die Here toe, met harpe, liere en trompette. Al die koninkryke was skrikbevange vir God, toe hulle hoor dat die Here oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. Die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan, en sy God het hom na alle kante toe rus gegee. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Toe ek voor kerk net gou teruggaan om vir die orgelis 3 series te gaan haal wat ek vir hom moet gee. Toe wys die leesmeet vir my, ek staan, ons kan nou nie instaan vir wat daar gebeur het nie, nie een van ek of my vrou nie, ek wil nie dit nou doen nie, maar ek het dit net gesien, ons sal maar moet kyk, ek weet nie of julle die eerstehandse inligting het nie, is al meer van die August. Toe sê lees vir my terwyl ek die serie het gehaal, kyk net gou hier, die 2017 August is afgestel, as gevolg van 'n rukwind, waar die renjaars van hulle fietsse afgewaai het. Dis Sondag 12 Maart in die Kaap. Daar's in elk geval nie genoeg water vir almal om te stort en te drink in die Kaap nie. En die fietsryers is van hulle fietsse afgewaai. Nie as 'n straf nie. Moenie nou asseblief 'n lyn trek tussen hulle wat gestraf is omdat hulle op 'n Sondag op 'n fiets gery het nie. Dis nie die punt nie. Daai boodskap is vir jou en vir my. Nie net vir hulle wat afgewaai het nie. God is in beheer. God praat op baie maniere met mense, met jou en met my. Ons verlustig ons nie aan die fietsryers wat geval het nie. Maar my liewe broers en susters, ons moet hoor wat God sê. Ons moet sien hoe God werk. Ons oë moet oop wees om te sien wat God doen en hoe hy werk, want daar sekere patrone waar volgens hy werk. In Josafat se tyd kry hy berig van die Moabiete, die Ammoniete, die Meuniete. En dit is nou almal daar aan die ooste kant waar die Israeliete moes deurtrek op pad na die beloofde land toe. Hulle het hulle lewens gespaar in daardie tyd en nou kom daar opstand en hulle trek in en hulle wag vir hulle in die Bloeselpoort. Dit klink amper soos 'n lang kloof. Aan die Bloeselpoort beset hulle. En dit is nag vir Israel.
koning Josafat was bang. 2 Kronieke 20 vers 3. Josafat was bang. Wat doen Josafat? Wat doen hy met sy vrees? Onmiddellik gaan hy en hy gaan soek hulp by die Here. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep, hoor jy? Teruggaan na God toe. 'n Vasdag. Ons kom terug na die woord vas toe. En die hele Juda het by die tempel bymekaar gekom. Almal kom bymekaar. Gaan soek hulp by God. Roep 'n vasdag uit en kom bymekaar. My liewe broers en susters, voordat ons baie planne kan maak, want ek weet ons moet planne maak. Ons moet planne maak om seewater nou te omsout. Ons moet voortgaan daarmee. Ons moet planne maak met die ekonomie. Ons moet planne maak met die ekonomie. Ons moet planne maak met die morele verval. Ons moet planne maak teen misdaad en dwelmmisbruik. Ons moet planne maak, die weermag en die polisie moet planne maak. Maar dis alles te vergeefs as ons dit op ons eie en nie op God se krag wil doen nie. Te vergeefs. Josafat was bang en hy weet dit is te vergeefs, maar iets moet gebeur. Jy kan nie nou terugsit by jou huis en stuur 'n skietgebedjie op en die Here sal nou die oorlog wen nie. Nee, ons moet iets doen. Wat doen ons? Ons gaan na die Here toe. Ons roep 'n vasdag uit. My liewe broers en susters, in kort iets oor die vas. Want ons het die geneigtheid, as ons nou so iets hoor in die Christelike kerk, dan begin ons nou met mekaar redeneer, wie is nou vir vas en wie is nie vir vas nie. En dan, jy verstaan, ons doen dit so maklik. Dan val ons nou by vas, en dan redeneer ons oor wie van ons gaan nou vas en wie gaan nie vas nie. Wat moet jy eet en op watter dag en hoe lank? My liewe broers en susters, wanneer daar in elk geval 'n noodsituasie ontstaan, dan vas ons almal. Ons almal vas. Wat beteken vas? Vas beteken om onder sekere omstandighede vir jou sekere luksehede van kos of lewensgenietinge te ontsê ter wille van jou verhouding met God. Die dorp het van gister af geen water in die krane nie. Dit is vas. Om met 'n emmertjie water nou buitekant by die tank te gaan haal, om vanmôre so bietjie te was en dan weer 'n bietjie koffie te maak, so. Dit is vas. 'n Ekonomiese resessie is om te vas. Want 'n resessie is niks anders as vas nie. Want dan gaan jy terug na jou begroting toe, en dan gaan kyk jy, wat kan ek bekostig, en wat kan ek nie bekostig nie. En ons doen afstand van alles wat nou luks is. Die voedselskaarste in die wêreld is 'n groot vorm van vas. Ons het gister daaroor gepraat by die bazaar. 2 van ons senior mense wat 'n bietjie Eerste Rivier toe wil gaan gister,
en vir hulle vir die naweek 10 choppies gaan koop, wat 2 skape van die verlede se prys is. Toe sê ek vir hom, my liewe oom, as jy nou daai 10 choppies gekoop het, moenie nou dink aan die prys as jy by die eerste rivier kom. Dan sê jy vir die Here, loof en prys hom vir elke beentjie wat jy aflek. Jy sê, dankie Here, ek het nou. Tussen ons twee het ons nou 5 choppies vir die naweek vir elkeen. Dank hom daarvoor, moenie dink aan die dae toe jy 'n skaap saamgevat het. Dank die Here nou met die min wat jy het. Nou kry dit waarde. Nou proe ons hoe proe 'n skaapchoppie. Nou dat ons min het. Die Here het ook sy maniere hoe om ons te laat vas. In elk geval, dit lyk vir my, die meeste van ons, as jy groot geskrik het, dan het jy in elk geval die lus vir baie eet nie. Maar nou kry die uitsonderings, ander begin dan eet. Maar hoe dit ook al sy, vas beteken om jouself iets te ontsê. As die petrolprys nou so styg, in plaas van dat ek nou met my 4x4 om Afrika getoer het, gaan ons miskien nou Stormsrivier toe met my 4x4. Gaan ry die afdrandjie af en kom terug. Jy sien, dit is vas. Vas beteken om vir jou sekere lewens, ekstras en genietinge te ontsê, terwille van my gebedslewe, terwille van my verhouding met die Here. Dit is vas. So ons hoef nie vandag huis toe te gaan en sê, maar die dominee het nou vandag weer 'n ding aangeraak van vas. Ons vas al lankal. Al baie lankal. Almal van ons. En kom ons sê, ons sal maar meer en meer moet leer om te vas vorentoe ook. En die Here te dien, onder daai omstandighede. Want Openbaring sê in elk geval, jy gaan vir 'n hele dagloon gaan net 'n skeppie gars kry. So, maar ons gaan deurkom, die Here gaan vir sy kinders dra. So moenie skrik nie, daarvoor nie. Gaan na die Here toe. Vas beteken, maak 'n plan en neem genoeg dat ek nou 'n bietjie minder van alles het. Dien die Here. En dan toe roep Josafat vir hulle om by mekaar te kom, en dan staan daar, en die hele Juda het by die tempel by mekaar gekom. My liewe broers en susters, moet nou nie vanmôre dink dat ons nou vanmôre hard wil wees, of ongenaakbaar, of dit nie. Dis nooit lekker om reguit so te wees. Maar met hierdie geweldige droogte wat ons beleef, het ons dit nou al 'n paar keer probeer die afgelope tyd, om die Langkloof by mekaar te kry. Maar ons kry nie 'n tyd wat almal pas nie. Want almal is besig. As ons nie ploeg nie, dan is ons in ons sakeonderneming, of by die huis, of by die kinders, of by die skool, of by die werk, of waar ook al. Maar ons is regtig, ons is so besig in hierdie Langkloof. Want dan bots dit met hierdie aktiwiteit, en dan met daardie aktiwiteit. Dit is nie moontlik vir die Langkloof om te doen wat Josafat en Juda gedoen het nie. Aan die ander kant hoor ons ook, dat dit ook nie altyd moontlik is, want ons almal hou ook nie daarvan om saam met almal te bid nie. En as ons nou hoor, Janie of Sannie gaan, dan gaan ek ook nie. Nou, hoe gaan die liewe Here die Langkloof in mekaar kry, om na hom toe te kom? Te vas, en om saam te bid. En dan gaan dit ook oor ons verwagtinge.
met geen refleksie na 'n biddag vir reën, of, want ons gaan in elk geval probeer, as versoeke, ons wil regtig saamwerk, om ook saam te werk met Angus Baggen se 22 April, ek noem dit nou, manne, veral kom, daar is versoeke, die manne wil gaan, ons moet dit reël, want dis 'n geleentheid, dis een geleentheid. Ons is, nou praat die een nie teen die ander nie, dis iets anders, want dit is op nasionale vlak, kan dit ook geweldig wees, dat daar so 'n boodskap uitgaan, die krag daarvan is geweldig, so ons wil saamwerk, 22 April, nee, is dit, weet die datum, 20, is dit maar, kan nie maar, dis April. Maar vriende, daar is geleenthede, wanneer die Here ons almal na hom toe wil trek, en wat ons moet saamkom. 'n biduur vir reën is nie bloot, kom ons maak maar die geweldige opoffering in my lewe, om 'n uur van my werkstyd af te gee, want ek gaan vir julle sê, as ons 'n uur gaan opoffer, as ons hier uitstap, kan julle maar kyk, gaan die wolke kom nie. Kan gebeur. Maar 'n biduur vir reën is nie 'n quick fix nie, want dit gaan nie oor die reën nie. Ons gaan nie bid om reën te kry nie, alleen nie. Want dan dien ek ons God ter wille van reën. God wag vir al sy kinders in Suid-Afrika om terug te keer en om by God te gaan hulp soek, saam. Ek het 'n berekening gedoen volgens die statistiek. Behoort dit dan so plus minus 20 miljoen mense te wees. As die statistiek reg is. God wag vir Suid-Afrika se plus minus 20 miljoen mense om te sê, ons gaan terug na God toe. My liewe broers en susters, ek wil nie probeer profeet speel, of iets doen of sê wat buite my mag is nie. Maar dink vir jouself, as 20 miljoen mense na God keer in Suid-Afrika, hoe lyk ons land? Hoe lyk ons ekonomie? As, amper sê ek nou 'n ander woord vir hierdie geld wat wegraak, maar as al die geld, kom ons sê, wat nie verklaar kan word, moet terugkom na ons staatskas en na ons beursies toe. Hoe lyk ons ekonomie? Hoe lyk ons woonbuurte? Kom ons dink plaaslik. As al die Christene in die land Kloof net kan saamkom, maar nou probeer ons elkeen op ons eie. Elke groepie probeer op ons eie. Hoekom? En die skuld is nou nie by een groep nie, glo my. En die skuld is ook nie nou in die verlede, of ergens by 'n ideologie of 'n ding nie. Die skuld is dood eenvoudig nou in die harte van mense. Nou preek ons nie net vir hierdie, ons preek vir al die groepe met wie ons te doen het in die land Kloof. Mense in groepe sukkel om met mekaar reg te kom. En dis nou nie net ons na ander mense toe nie. God hak vas met Suid-Afrika. As 'n vashakplek.
Die vasdrukplek is, God wag vir Suid-Afrika. Maar goed, waar begin ons? Ons is in die lang kloof. God wag vir die lang kloof. Om almal saam, almal moet dan saamwerk. Almal moet saam terugkeer na God toe. Almal moet saam kom bid. Vir ons is baie maklik, ons praat almal Afrikaans. Of 'n groot persentasie Afrikaans. Ons moet vas, ja, afstand doen van luksehede, ons doen dit. Ons moet saam na die Here toe gaan en saam na die Here se tempel toe. Waar ook al, saam gaan. En hoe bid Josafat dan? Josafat begin om vir God te herinner aan sy groot dade in die verlede. Here, U het dit gedoen, dit gedoen. En wat doen hy dan? Dan kom die koorleier, dan kom die musiekspan. En dan gee God die antwoord deur die musiekspan. Nie die weermag nie, moenie die weermag en die ekonome en die ouens nou laat voorloop hê. Kom, ons sit die musiekspan voor. Jagasiel was die leier van die Lewiete, en die Lewiete was die ouens wat die musiek gemaak het in die kerk. God sê, laat die Lewiete voorloop. Sing lofliedere. Sing van die oorwinning van God, want hierdie oorlog is nie vir julle nie. Hierdie oorlog is God se. Gaan die bloeiselpoort binne en sing in die triomftog van Jesus Christus, van Christus se oorwinning. En hulle doen dit en die vyand begin mekaar vermoor. Daar's 'n Babelse verwarring, maar ek hoef dit nie te beskryf nie, want ons sien dit op TV in die parlement. Sing lofliedere. Ek dink ons moet ons boikotte omswaai in lofliedere. As jy 20 miljoen mense in hierdie land begin lofliedere sing, in die strate, in die parlement, in die werk, in die skole en oral. Dit is waartoe die Here ons oproep. Sing lofliedere. En Josafat se vrees het verander in blydskap. Josafat was bang. Jesus was baie bang. Toe hy in Getsemane gevra het, Vader, laat hierdie beker net by my verbygaan. Ek is bang. Aan die kruis het hy gevra, my God, waarom het U my verlaat? Hy was bang in die helse magte, sodat ek en jy, as ek en jy bang raak, vir Jesus by ons het. Nooit sal jy so bang raak, dat jy voel God het jou verlaat. Maar nou word jou bangheid, jou vrees, word nou jou uitdaging. Want al die goed waarvoor jy bang is jou roeping. My liewe broers en susters, wie gaan bid vir reën in hierdie land, anders as die Christene? Want net die Christene se God kan reën gee. Maar as ons nie gaan bid nie, gaan ons nie reën kry nie. Die goed waarvoor jy bang is jou uitdaging. Kerkraadslede, as jy bang is om ouderling by die diaken te wees, dank die Here daarvoor. En as dit jou eerste keer is wat jy vanmôre hier kom aanmeld, en jy's bang, dank die Here daarvoor, want jou vrees word jou uitdaging. Dit word jou geleenthede. En as jy bang is om hardop te bid, dank die Here daarvoor, want dan gaan jy hardop begin bid. As jy moet. As jy bang is wat word van jou kinders, gaan na die Here toe. Dit word jou uitdaging en voed hulle op vir die Here.
Nou kan ons bid, Filippense 4, wees bly in die Here, maak julle sorge bekend aan die Here, met lofliedere. Kom kinders van die Here, kom ons gaan na die Here toe, kom ons vas, kom ons bid, kom ons roep 'n vasdag, kom ons roep 'n dag van verootmoediging, maar dan moet ons almal kom. Nie die NG Kerk Joubertina alleen. Mense gaan dit nie reg kry nie, maar God sal dit op sy regte tyd, sal die Here dit reël. Amen. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. En God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei. Amen.